Dit is vandag Vrydag 21 November. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Jesaja 65 vers 17 en 18 en vers 21 tot 25. Ons gaan dit lees uit die 83 vertaling. Ek nooi jou vanoggend opnuut uit om daar waar jy is, 'n paar keer lekker diep asem te haal, om tot rus te kom en jou oë toe te maak. Paulus praat in Filippense 4 oor gebed en dan sê hy, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Paulus sê, alles wat in ons hart leef is vir God belangrik. Wat is daar dalk in hierdie oomblik wat jy net wil sê? Dalk net 'n woord. Of waarvoor is jy dankbaar? Wat maak jou bekommerd? Of waarna honger jy? Praat met die Here oor dit wat nou in jou hart leef. Here Jesus, U het self gesê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Here, daar is soveel wat ek voel ek behoort te doen elke dag. Maar dan wonder ek ook, wat weeg die swaarste, my sin vir verantwoordelikheid, of die vrees in my om dit nie te kan nakom nie. Daarom kom bid ek, Here, seën my met genoeg magteloosheid. Seën my met leegheid van my hande en 'n gewillige hart, sodat ek my hoop volkome sal plaas in U genade. Want in U genade alleen vind ek my krag, en dit is genoeg. Jesaja 65 vers 17. Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, sê die Here. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Vers 21. Dan sal mense huise bou en self daarin woon. Hulle sal wingerde plant en self die druiwe eet. Hulle sal nie huise bou waarin ander sal woon nie. Hulle sal nie wingerde plant waarvan ander die druiwe sal eet nie. My volk sal so oud word soos 'n boom. Die wat ek uitverkies het, sal self die vrug van hulle handewerk geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei nie. Hulle sal nie kinders hê vir wie daar rampe wag nie, want hulle sal 'n volk wees wat deur die Here geseën word. Hulle en hulle afstammelinge. Voor hulle nog roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Die wolf en die lam sal saam wei, die leeu sal strooi vreet soos 'n bees, en stof sal die kos van die slang wees. Op my heilige berg sal niks verkeerds gedoen word nie, niks vernietig word nie, sê die Here. Wat het jy vandag in hierdie profetiese teks gehoor? Watter woord, of gedagte of beeld het met jou gepraat? Of watter vraag het dalk by jou opgekom?
Ek hoor hier God wat fluister van 'n nuwe wêreld wat besig is om sigbaar te raak in ons in. Nie met groot lawaai nie, maar amper soos 'n lig wat stadig oor 'n winterveld tevoorskyn kom. Die ou wonde, die ou stories, die ou dinge van dit is soos wat dit nog altyd maar was, verdwyn soos asem teen 'n ruit. In hierdie nuut geskepte land hou mense nie net kop bo water nie. Is hulle soveel meer as net oorlewendes. Hulle is verbouers en planters van wingerde wat hulle self sal oes. Hulle is bouers van huise waar hulle nie as vreemdelinge toekyk nie, maar self daar bly. 'n Plek waar die wolf leer om sag te byt, die lam sy vrees verloor. Dis beelde wat eintlik so onwerklik vir ons klink. Dis 'n aarde wat minder ongenaakbaar is, wat sagter is. Mens kyk nie meer net hoopvol na die dorre en dors tuin nie. Die plek het uiteindelik water gekry en bars uit sy nate van lewe. En God is daar nog voor jy die sin klaar uitgedink het. God is so naby dat die woorde van jou gebed jou verbaas. Hier vervloek niemand meer die dag of die nag nie. Die mooi in elke dag is lank genoeg om weer te leer wat vertroue beteken. Dit is die wêreld wat God onder ons oë laat opkom. Dit is nie om weg te vlug uit die werklikheid nie. Nee, die stille herskepping van God se werklikheid is reeds besig om deur te breek, hier en nou. 'n Nuwe aarde wat stadig maar seker in die krake van die oue begin groei. Hoe ervaar jy die deurbreek van God se nuwe wêreld in jou geloofsreis? Waar het jy dalk onlangs tekens van dit gesien of beleef? En hoe praat God met jou in hierdie tye? Vers 24 sê so treffend, voor julle nog roep, sal ek antwoord, sê die Here. Terwyl julle nog praat, sal ek julle gebed verhoor. Ons hoef nie uit te roep voordat God ons hoor nie. Daar is nie 'n klankdigte afstand tussen ons en God nie. En al voel dit vir ons soms daar's 'n groot kloof van vreemdheid tussen ons en God, is dit dalk juis wanneer ons nader stap aan hierdie vreemdheid, die misterie wat ons ontdek, God was nog altyd naby ons. So dalk is die leidraad vir ons ook dat ons nie kan uitroep na God nie, maar inroep. God is binne ons, in ons diepste diep van ons menswees. Ek dink ons bely maklik met ons mond, dat ons weet God is in alles wat ons ervaar. Maar God is ernstig as hy dit vir ons kom sê. Dit beteken werklik dat binne al ons vreugdes, bekommernisse, die swaar diep vrae wat ons wonder of ons mag vra, die soeke na genoeg krag vir hierdie dag, die wonde wat swaar in ons lywe kom lê, daar is God. Ons roep na God, ons roep vir hoop, is eintlik maar 'n ego van God se stem wat reeds hier binne ons leef. Ons krete van moedeloosheid, ons smeekroep om genade, is eintlik maar God se verlange na ons. Die Here sê hier, voor julle roep, sal ek antwoord. Dis ver onder ons menslike verstaan. Daar's 'n onvervulde sielhonger in ons, 'n onvoltooidheid, soos klein voeltjies met hulle bekke oop, in die opgeslote stilte, waar woorde nie genoeg is nie, maar wete, rus, tuiskoms, in 'n huis wat aan God behoort, 'n huis wat ook ons in is. Is daar enigiets meer hoopvol as om te weet, hierdie brandende, smagtende verlange na God,
is eintlik God se verlange na ons. Voor enige uitdrukking van my liefde is God reeds liefde. Voor enige woord in gebed gebid word, is God se teenwoordigheid reeds die antwoord. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Here, ek is so bewus dat die jaar vinnig einde se kant toe begin beweeg. En baie voel dit vir my, ek moet net vasklou dat alles nie soos 'n droom by my verbyskiet nie. Ek dink terug aan hierdie jaar met soveel dankbaarheid. Maar ek is ook diep onder die indruk van die klein tydjie wat ek op aarde deurbring. Soms voel ek bietjie moedeloos dat ek so min van die moontlikhede wat U oor my pad bring, werklikhede maak. Maar Here, dankie dat U so tussen die halfklaar mure van my lewe kom staan. Nie met 'n weegskaal nie, maar met U teenwoordigheid. Here, wanneer ek my vandag blind staar teen kleinheid, teen tekorte, mag U Gees my ore oopmaak en my oë verhelder vir die oorvloed, en sodat ek U belofte helder en duidelik kan hoor. Moenie bang wees nie, ek is by julle. Kom vul my werk, my huis, my verhoudings met vrede, die vrede wat U beloof. 'n Vrede wat nie wankel soos my emosies en omstandighede nie, maar op my kom rus soos 'n sterk hand op my skouer. Here, kom bou U huis van vrede in my. Amen.